Bandjieswinkel, ek kom 'n nuwe kinkel. Van die dinge gebeur, skoppel my en weer. 'n Malle meule van die lewe is 'n bandjieswinkel. Ek hoor die randjies rinkel. Is dit later goud of dat my behoud as ek elke keer maar weer 'n behoorlike les leer? Alle soorte vanuit alle oorde. Elke kleur en geur, elke vent of meneer, snap een of ander tyd te draai by die bandjieswinkel. Veroorsaak nog 'n Middag omskroef. Middag, Dinaatjie, my kind. Skool laat ek gekom. Drie kom nader, oom. Oom met moeilikheid. Ek. Ek speel hom toffie langs. Nou, waaroor is hy nou weer bekvol? Ek het bogger al verkeerd van die cheetahs Hy gesê. sê ek moet vir oom skroef sê as hy weer op al twee bene is en agter twee behoorlike vuiste kan staan, dan gaan hy oom se gesig oordoen. Ja, sy het baie lelik gepraat toe hy dit gesê het, oom. Sommige vir 'n meisiekind ook. Vat dit vandag van jou oom skroefbekker af. Moet niemand 'n guns doen nie. Moet niemand jammer kry nie. Doen nou maar 'n guns, die liefde van jou hart, en wat kry jy? Ondankbaarheid en vyandskap, dis wat jy kry. Vat dit van my af. Magtig. Oom, Ja, oom, dink sommer oor die mensdom. Die vloeksteen. Daai oom Toffie van jou het in hierdie winkel kom staan en pleit. Nadat hy pysie gevreet Donovan, wat se naam hom hier aangekarwei het. In hoë nood. Soos 'n verlore siel voor die poorte poorte oom. van die verdoemenis. As jy nie 'n meisiekant was nie, het ek gesê hel, want daar pleit 'n man glo. En daai Toffie was nog opgebandage en pers gesmeer, maar daai verf wat hulle seker gebruik om die lyke mee te balsam. En nou is dit my skuld. En dan is hy vent nog hardhorend ook. Uit jammerte en vriendskap het die Judas gesê. En dan wil hy met my handgemeen kon staan en raak. Dag. Jy moet my help, ou skroef. Kyk hoe lyk ek vandag, man. My skuld dat jy so laat opdaaner het. Vir wat moet ek jou help? Do you know? As jy nou weer doof ook, Toffie. Do you know? Ek vra, waar is jou ore, jou apparate? Praat duidelik, man. Kan jy nie sien ek sukkel om te hoor nie? Die oom vra waar is hom se ore? Nou, maar hoekom sê hy dit nie? My ore sit aan my kop weerskante, magtig. Sê vir die vent, ek praat van sy apparate, sy gehoorgoeders. Hy sê waar is oom se gehoorstukke? Hy sê, waar is oom se gehoorstukke? Oor. Skroef. My paar ore is deur die vloek, die vark, die ding vertrap, die swyn het hulle vermorsel. Jy moet my help asseblief, ou skroef, man. Man, Toffie. Is dit my skuld dat jy nou staan en ore geraak het met die provinsie, hè? Braai jy nou maar in jou eie cheetah sous. Die wat? Hy sê nee. Dis nie wat ek gesê het nie. Asseblief, ou skroef. Asseblief help my uit jammerte, uit vriendskap. Ou vriend, dis die semmies. Asseblief, ou skroef. Middag my kind. Waar is ons skroef? Dis vir Judas en jammerte en vriendskap. Skroef, wat jammerte en vriendskap en Judas jy so het iemand jou verneek? Nee, Dinaatjie sê Toffie beloof my glo sla oor ek hom gehelp het. Uit die goedheid van my hart. Vat. En na sy snot en trane gepleit vir die flatscreen wat hy hier weg het. Wat gaan aan met Toffie skroef? Ek bedoel, waar kom sy skielike bekleierigheid vandaan? As iemand hom net effens skeef kyk, wil hy net slaan. Hy's mos nie so nie. Ja. Hierdie nuwe bevoeterdheid van hom moet tog ergens vandaan kom. Berading, jong. Ek dink hy het uitgehaak van berading. Beraad. Vir wat? Wie is so simpel om vir Toffie van alle mense te probeer beraad? Nee, hy nie. Sheila is beraad. Dr. Basie. Ja, en jy weet, hy vent beraad die een huwelik na die ander in sy moer. Ek dink hy het 'n aandeel in die egskeidingshof. Ja, goeie werk gee hy nie af nie.
Met al hy gekoopte sertifikate wat daar in basiese kantoor hang, kan hy geen niemand beraad nie. Maar Sheila van Toffie het glo op raad vra oor Toffie so Cheetah bedonderd is. En Cheetah koors is ongeneeslik, Sergio. Ongeneeslik. Ek kry self aanvalle. William will be. Ostirang. Hy skram die wêreld aan die brand. Hy tackle in hy hol. Hy's altyd op die bal. Die bal blacks en wallabies. Engelse en Franse woord. Iemand op die veld. Hy is ons held. Ostirand, hy skram die wêreld aan die brand. Hy tackle in hy hol, hy's altyd op die bal. Die All Blacks en Wallabies, Engelse en Franse woord. Niemand op die veld, want hy is ons held. Ostirand, hy skram die wêreld aan die brand. Hy tackle in hy hol, hy's altyd op die bal. Die All Blacks en Wallabies, Engelse en Franse woord. Niemand op die veld, want hy is ons held. Ek verpes al wat 'n cheetah is, Dr. Basie. Hulle verwoes my huwelik, Dr. Basie. My man is verslaaf aan hulle. Dit dryf hom tot drankmisbruik, Dr. Basie, tot gekheid, tot dronkenskap. En ek is teen drank, Dr. Basie. Teen drank. Toffie verf om oranje, Dr. Basie. Cheetah oranje. En dan meng hy met tipes wat ek nie goedkeur nie. Sy cheetah cronies noem my hulle. Hy's ontkant, man! Kan jy nie sien nie? Toe maar. Geen probleem is te groot nie. Net die gedagte dat hulle ontstel by Dr. Basie. Die blote gedagte om met sy trawant op daai paviljoen maak my gek. En die tipes waarmee hy meng, is nie my klas nie. Hulle beïnvloed op Dr. Basie. Wie is die mense wat u man so ten kwade beïnvloed, mevrou Haasbroek? Ek moet terwille van eventuele opvolgwerk hulle name noteer. Wie is hulle? Ken u hulle? Ken ek hulle? Diere. Wat soveel keer my man beskonke huis toe gebring het. Voor ek hulle besonderhede noteer, moet ek u vra, om die prentjie behoorlik te kry, hoe beskonke is u man as hulle om huis te bring? Hoe bedoel u? Nee, ek bedoel, is hy net even aangeklam of is hy pap dronk? Kan hy loop of styer hy? Hy is nie dronk nie. Dis die moeilikheid, Dr. Basie. Maar as hy net even aangeklam is, wat is dan die probleem? Hy's lastig as hy so is. Lastig? Ek bedoel... En as die cheetahs gewen het, is hy baie opdringerig, vatterig en alles. Ek volg. Ek glo nie u kan volg nie. U moet die indink hoe ek voel, as 'n oranje geverfde man met swart kolle en 'n drankasem opdringerig raak. En as ek hom weier, dan beskuldig hy my daarvan dat ek hom bekleierig maak. Hy rand u tog nie aan nie?
Hy sal dit nie waag nie. Hy weet van my grootouers. U grootouers? My ouma grootjie het my oupa grootjie met 'n pyp geslaan toe hy gaan slaap het, na hy al rondgepluk het. Dood? Nee, maar goed, want hy het sy res van sy lewe gesukkel met sy linkeroog. Keur u dit goed? Ja. My familie sê almal ek lyk nes my ouma grootjie op die ou familieportret. Toffie weet dit ook. Dis hoekom hy nou maar sy aggressie uithaal op ander mense. Maar nou sê hy dis my skuld. Want 'n bil in die klein kampie raak bedonderd en stoterig, sê hy. Mevrou Haasbroek, sou u huwelik as gelukkig beskryf? Nee. Goed, om terug te keer na die mense wat u man so verlei met die drankmisbruik. Wie is hulle? Ken u hulle? Ek het gesê hulle is diere. Diere. Eintlik kook so 3 of 4 van hulle altyd saam. Daar's 'n ene Joe Bosman, 'n prokureur, stinkryk. Mense sou beter verwag van 'n prokureur dink nie, maar nee, smeer iemand oranje en die zef kruip onder die blinkste das uit. Tot prokureurs. En voor sy huis staan daar net Mercedes'e en BMW's en Ferraris, almal syne. Sy sien 'n bogkind jakkerne pos rond. Ryk en verryk. Is al u man se rugbyvriende so vermoënd? Nee, dokter ken ons vir Skroef Becker van die pandjieswinkel. Ja, donderom, Adrian! Ja, donderom! Donderom! Hy hou siel en liggaam ook maar net by mekaar. Moeilike man. En dan is daar 'n Reverend Mills. Hy het nie 'n naal om mee te krap nie. Ek dink hy gaan sommer saam omdat hy nie kan nee sê nie. He'll never get it over. It's out of his range. Hierdie aanskop, jy mis die Vader Mills. He's only human. Only human se gat. Hierdie Engelse predikant het ook gaan geloof in hom nie. Watch. As hierdie omgekeerde boortjie weer op Rian se skopvoet praat, dan bliksem ek vir hom. En Donovan Beetge is ook deesdae 'n soort sleepsel wat opklim as daar 'n wiel draai. Hy's nog maar pyserig, walglik. Sulke vieslike sitse waarna hy sommer in 'n geselskap druk. Hy werk by die ouetehuis, hou boek of so iets. En probeer na my dogter vry. Maar met haar probleem en sy openbare sitsuitdrukkery het hy nie enige hoop nie. Mens praat nie op een van die beste skoppers in die land se skopvoet nie, Reverend. Jy doen dit nie. Val nie die hele match van die ding af nie. Yeah, well, perhaps another beer will help you forget. Vergeet. Die vernedering. Buitendien as ek by die huis kom, ek het een biertjie, dan maak my vrou of ek beskonke is. What's that? What is what? Beskunkers. Dronk, gesyp, madderlas, geswaai, getarra. Sy hart moes drank oor haar oupa so gesyp het. Nou maak een biertjie, 2, 3 of 4 of 5 biertjies van my 'n suiplap, 'n dronkgat en 'n blerrie altjie. Ek vrees daar is baie aspekte van u huwelik wat aandag benodig. Dit is vir my duidelik dat veral die intieme deel van u huwelik nie na wens is nie. Ek moet u vra, was dit altyd so? Nee, dokter Basie. Aan die begin het ons verliefdheid oor alles geloop. Ek was kortsigtig van verliefdheid. Ek het nie na my ouers geluister nie. Dis gewoonlik so. Was hulle gekant teen die huwelik? Hulle was nie teen Toffie nie, want hy het baie goed gedra. Maar hulle het gewaarsku omdat daar so groot verskil in ons opleiding bestaan. Ek eintlik soveel geleerder was as hy.
daar dalk later probleme kan kom. Ja, baie verstandig van hulle. En nou het dinge skeef geloop met die rugby-obsessie en die drankmisbruik. Ai, daar lê vir u 'n moeilike pad voor, mevrou Hasbroek. Ek wil my huwelik red, Dr. Basie. Mevrou Hasbroek, as ek iemand beraad oor die aangeleentheid, is daar net een manier wat u huwelik kan red. Is daar 'n uitweg, Dr. Basie? Bepaald. Soos Freud gesê het, die pad wat iemand bewandel, is moeilik. Enigiets, Dr. Basie, wat moet ek doen? U sal u man moet speen. Speen? Toffie is baie lief vir hulle. Nee. Ek bedoel iemand op speen van die cheetahs en van die drank af. O, speen van die drank af. Toffie laat nie aan hom speen nie, Dr. Basie. Sy ma het my vertel, sy het jare gesukkel om hom van die bors af te kry. Seker dit dat hy vandag nog so is. Is dit nie die cheetahs nie, is dit Dolly Parton en deesdae Patricia? Nee. Iemand op speen van die cheetahs af. En dan moet jy hom inbring vir berading. Al moet jy hom dwing. O, okay. Joop, jy kan nie laat daai Provence laat ons so ouwe tyd nie. Kom, steek hom. Reverend, gee my daai vlag aan. Gee. Ja. Kom langs om Joop 'n vlag in sy smoel aan druk. Dit sal nie help nie, Toffie. Verloor het ons verloor. Maar ons sal hulle reg sien in die final. De Wedras het self gesê, jy wen eers die beker op die ou einde van die dag. Yes, if they've beaten you once, they can do it again. Joop, hierdie Engelsman van jou soek sla. Eers praat hy op Rian se skopvoet en nou sit die hele blerrie Gary koppie wat hy wil doodpraat. Hy is maar so neerslagtig. Skroef ek kom mense sonder geloof moes nie vat nie. Hierdie Engelsman het heeltemal te min oranje geloof vir sy eie gesondheid. Daar is vir my net een ding liederliker as hierdie gegwara van hierdie Engelsman en dis 'n Provence ou wat lekker kry. Kyk hoe lekker kry hulle oor hulle gewen het. Nou ook mos nie wen gewoond nie. Hy ry en lekker kry asof een van hulle snoeke nou net gebyt het en dit hoort nie so nie. Kom maar, Toffie. Hy's op pad Kaap toe, daar's 'n miljoen slaggate voor. Pottels as ek al vir die Provence uit kan touch. Maar ek hoop hy straik 'n lekker groote in die middel van die Karoo. Viva the roads department of the Wide Karoo. Eh? I say, viva the pothole department. Viva! Ons gaan hom nog reg kry, skroef. Ja, die Reverend hou maar daarvan as dinge verkeerd loop, Toffie. Hy's in die sonde besigheid. Hou na aan van dinge wat verkeerd loop. Ja, die nuwe Suid-Afrika maak hom gelukkig. Ek dink daai Provence laat te agtervolg. Laat hulle. Laat hulle kom, bliksems. Ja, mevrou Hasbroek, dit is tot hoe ver ons vandag sal gaan. Dankie, Dr. Basie. Dan gaan ek maar. Mevrou Hasbroek, jy het iets vergeet. Het ek? Die rekening. Jammer, ek het vergeet die werk kontant. Dis duurder. Dis Saterdag afsprake, ek moet spesiaal inkom. Ek het nie ander tyd nie. Toffie wil my elke keer vanmôre sy hoor ek kom vir berading. Jy sal die man moet oortuig om ook in te kom vir berading. Dis die laaste ding wat daai man van my sal doen, Dr. Basie. Totsiens. Ek gaan vir die hoek. As ek met die Reverend in die skinblik melk drink in 'n pop. Hy weet ook niks van rugby nie. Joop,
Wat is berading? Vir wat? Ek weet nie. Ek weet net my vrou gaan sien een of ander kwak vir die ding en dit kos sy helse klomp geld en elke keer wat sy terugkom, as haar handsak 'n paar R100 ligter. Kyk jy in jou vrou se handsak? Of course. Sy tel nie gereeld nie, as niks vir my so lekker soos om haar geld te vat en in 'n biertjie of twee te invest. Jy kyk nooit in 'n vrou se handsak. Vir wat nie? Toe ons getrou het, daai pastoor vir ure lank aangekarring oor die een vlees ding. As wat sy sê, sy my wallet ry. Ja, as 'n klomp van my skei sake kom uit handsakke en baadjie sakke. Nou sit daar selfone. As die wat deur die draad vreet, vergeet om hulle spore toe te vee. My laaste egskeiding kom ook van 'n selfoon af. Hey, shot toffie. Nou het jy robbe boodskappe op haar foon gekry. Nee, sy op myne. Rof. Tiger Woods. Die melkwerk. Did cell phones do it to the man? Hy self, met SMS ook. Gelukkige bliksem. Kyk, daai groene weivelde van hom was klas. Hy het vir die wêreld gewys SMS'e is gevaarlike goed. Ja. Hy het ook gegaan vir berading. Om sy kop weg te kry van vroumense, lywe, begeertes, daai tipe ding. Daai begeertes is 'n voorreg. Ons is so gemaak, ons word so gemaak. As jy verstaan wat ek sê. No, man was not only made for sins of the flesh. En daar stap die sins of the flesh in. Toffie. Gedraf jou. Ons weet almal, hulle is laar as slangdinges, maar jy gaan nie beklei nie. Die Landros gaan nie weer daai storie koop van selfverdediging nie. Beklei jy vandag, dan los ek vir jou. Not a damn sal ek jou weer verdedig. Ek los jou. Aanrandingssake en rugby en vriendskap, die lot. Hoor! Hulle kry lekker. Ek kan nie 'n provins ou se lekker kry vat nie. Joop, hulle soek moer. Toffie, hou jou in. Of loop. Of ek loop. Ek loop. Dis ons pap hierdie. Julle kan in die Kaap loop sy. Julle ry agter ons om vir lekker kry en moeilikheid maak. Jy en hierdie kriekie pelletjie van jou beter die pad vat of julle gaan moeilikheid kry. Ek het nie 'n woord gesê nie. Jy bring hierdie vieslike banner van jou in ons pap in vir wat? As jy bar fights in hierdie plek. Ek wil nie beklei nie. Ek het nie 'n woord gesê nie en ek slaan nie aan ou ooms nie. Wie's jou ou oom? Oom, ek sal hierdie paar appels van my in jou pudding gevreet en mes dat jy jou ouma aansien vir 'n eenvoel. Hierdie oom sal jou gesiggie vir jou oorskilder as jy aanhou sukkel bel. Maar ek het niks gemaak nie. Oorskilder. Is dit wat jou oom Toffie gesê? Ja, Anton. Vra hom skroef. Dis wat oom Toffie gesê het. Nou, bedoel hy iets daarmee skroef? Dis maar hoe die manne en hulle voor die baan die bregery beloel. Van bloed en gebreekte nese en oopgekloofde oogbanke en ingeduikte wangbene en so. Skaam julle wraggies nie. Net na die tyd. Of as 'n behoorlik gedonderde ou permanente skade kry of so iets. Gewoonlik breg hulle daaroor. Maar Jannetjie het toe maar vir Toffie en die provins na die feitgat toe gestuur. Ja, wat toe? Na die feitgat toe, Anton. Man praat Afrikaans dat ek dit ook kan verstaan. Maar mens is so erg nie. Jannetjie van die kroeg se baas het gekla oor die meubels wat die manne so op mekaar se koppe stukkend slaan. En as hulle 'n bietjie vassit, jy weet, en toe maak Jannetjie maar 'n feitgat agter die kroeg. 'n Gat? Nee, hy het 'n kaal hok met 8 voet mure en 'n konkrete vloer gemaak en die empties agter 'n ander muur weggegooi. Sodat die manne nie die borrels kan stukkend slaan en mekaar kan vermink en doen nie. Maar toe Jannetjie vir Toffie en die provins ou en die feitgat toesluit. Dacht ek is beter dat ek ook maar loop en ek wil met die spulle niks te maak hê en nie niks. Toe stof julle daarin.
Ja, toe hulle die pad fight gaat toe vat, dacht ek, is beter dat ek loop, want ek het nou al genoeg vir die hof gelieg oor selfverdediging. Jy weet, soos Toffie se sake wat hy deesdae optel soos 'n straathond vlooie bymekaar maak. So wat daarna gebeur het, moet jy maar vir Donovan en die Reverend vra. As jy klaar is, kan die een wat nog kan loop 3 maal klop. Is dit hoe Toffie so amper vermink is? Nee, Anton. Dis eers later. Die eerste een was gou oor. Hulle was skaars in toe klop laat Jannetjie weer moet kom oopmaak. Hy het my lewer gesplit. Hy het my lewer gesplit. Kry jy ry boetsman, jou pel met dokter toe. Vlieg, my oompie. Vlieg. Ek drink klaar. Kroegman, nog een van die selle asseblief. Ek sien jou lewertjie ook vir jou split. Wil die oom dan nou met my ook beklei? Ek moer gewoonlik nie klein laities wat lyk soos 'n Parktown prawn in 'n hongersnood nie, maar as hulle verlare gat hou soos jy, dan soek hulle slaap. Hulle het 'n hele ruk weggebly en was baie stil. Die Reverend het gesê ons moet gaan kyk om Toffie dalk die ouetjie doodgeslaan. Maar Jannetjie wou nie vir ons die sleutel gee nie. Hy sê, dis hulle saak as hulle mekaar wil doodslaan, is die polisie se job om die moord uit te sorteer. Mans is 'n simpel nasie. En toe? Nee, toe kom die krikkie ewe haar gat uit. En sy kuifie is nie eens te mekaar na die fight nie. Soos James Bond se. So. Jy sê. Die boortjie lieg my ou. Daar's 'n triple cane in die melk. Waar kry julle sulke lekker koeie? Hou op syp, predikant. Loop lawe julle pel en vat hom ongevalle toe. Die ou dier is bietjie gebreek. Maar die Reverend is mos nie so nie, hy is die onskuld self. Ja, mens, bly maar mens. As jy Engels en draai jou boortjie agterste voor. Hy bring altyd sy eie melk ons moet proe. Sulke neerslagtige ongelowiges doen baie keer snaaks, sê goed. Donovan. Waar is Toffie toe nog in die gat? Dit dink die Reverend. Die vent is 'n provinsmannetjie, hy het dalk sommer net gelieg om onder te stokke. Ek vra, waar is Toffie toe nog in die gat? Hy was lights out. En hy het snaaks gelê toe ons hom lawe. Jy gaan die ambulans bel. Donovan, hol gou van daai ou se nommer. Die klein bliksem. Maar hulle was toe al met nommer en al weg. Toe's ons met oom Toffie ongevalle toe. En ons is die volgende oggend was om kan huis toe vat. Hulle wou hom daar hou, maar hy wou van die hospitaal of die polisie niks weet nie. Oor aan Sheila vir hom by die huis wag of so iets. Sy was baie kwaad aan Sheila. Sy het niks iets jammer gekry nie aan haar. Soos hy deesdae aangaan sou ek ook nie. En toe jaag sy julle weg. Sy het probeer en sy het die deur gesluit gehou, maar oom Toffie het baie mooi gepraat.
Yeah. Get him on his hind legs. That's it. All right. Run. Ooh. Steady. Val die dronk ding na waar hy vandaan kom. Hier is die plek vir gesuipte cheetahs nie. Dis drank nie, Sheila, dis 'n ongeluk. Ek het by die dood omgedraai. Moenie so harteloos wees nie. 'n Bus is oor my. Vra vir Donovan en die Reverend. Ja. 'n Bus. Het hy gesê hy was onder 'n bus in? Oom Skroef? Ja, maar kyk nie. Ek was nie daar nie. Julle het saamgelieg. Sê dit. Oom Toffie het groot pyn gehad, oom Skroef. Sê my net een ding. Het die reverend saam gelieg of nie? Oom Toffie was baie seer aan dan. Het die reverend saam gelieg of het hy nie, Donovan? Moenie vir my kom kleutjies bak nie. Het hy? Ek kan eintlik nie onthou nie aan dan. Ook nie toe aan Sheila hom oor sy boortjie uitgetrap het nie. Ek hoop sy het dit ordentlik gedoen. Skyn heilige klier. Ek weet regtig nie of die reverend saamgelieg het of nie aan dan. Want hy het weggehardloop toe aan Sheila hom begin sê. As aan Sheila net sy voete kan optel, dan kan ek die skoen wat oorgebly het uittrek. En jy met die boortjie, vir wat staan jy daar? Kom help om die dronk ding te laat reg lê. Jou boortjie lieg. Jy's net so gesuip en volleeng soos elke vroom gevreet wat rondloop en maak of julle erfie in die hemel klaar gekoop en betaal is. Moenie weghol nie, magtig predikant. Kom help of wil jy hê ek moet dit doen? Loop jy op. Hy kan maar lê soos hy lê. Laat hom dwars lê en vrek as hy wil. Loop. Die bus was dwars oor hom aan Sheila Jannies. Loop lieg in jou ouete huis. Miskien is hulle kens genoeg om jou te glo. Loop. Dan groet ek maar. Dag aan Sheila, dag om Toffie. Loop. Was 'n bus, Sheila. So 'n vaal dubbeldekker. So 'n vaal Sheila. 'n Dubbeldekker. Dat die arme vrou hom toe maar alleen moes regdraai. Ek weet nie aan dan, sy het hom seker maar so gelos. Ag, nou moenie kaf praat nie. Hoe kan sy op die dubbelbed slaap as daar 'n halwe lijk dwars oor die ding lê? Dit is nie 'n dubbelbed nie aan dan. Oom Toffie slaap op 'n single bedjie. Jy sê, waar? In daardie buitekamertjie waar die groot hond altyd geslaap het. Van wanneer af? Van lankal af. Skroef. Nee, Jan. Toffie se dinge begin vir my ook nou rede kry. Gee sy die arme man daarom kos, dink jy, Skroef? Donovan, jy kom nog daar. Sorg aan Sheila vir oom Toffie. Gee sy hom daarom kos. Toe aan Sheila my die volgende dag laat roep het, was haar bord wat gelyk het na breakfast aan dan. Daar was eierdoppe. Arme bliksem. Nou kom dan uit jou roes. Hoe is jy, my vrou? Was 'n bus, Sheila. En waar was jy onder die kamptige bus? You know. Sit in jou ore, ek wil met jou praat. Jy sê, Sit in jou ore. Waar is jou ore? weg. Weg! In jou dronkenskap verloor. Dat ek uitgepop te die bus my trap. Dalk het Donovan hulle opgetel. Dit wys jy hoe amper. Ek betaal nog af van die goed. Wat is die waarheid? Die bus is die waarheid, Sheila. Kyk hoe lyk ek. Dit was so hitte. Of ek was nie vandag meer in lewe nie. Ek sal by die waarheid uitkom, al moet ek dit uit julle uitwurg. Waar is jou selfoon? Jou medepligtige se nommers is seker op die ding. Oh, Jy was met my nie nou trop nie. Jy het my voetjie gevat. Mevrou Haasbroek, ek sê mos toe ek vir Toffie afgelaai het, het hy niks mekeer nie. Hoekom het hy seer gekry of iets? Oom Toffie se ore is gaar aan Sheila. Die bus het hulle fyn getrap aan Sheila. Ja, aan Sheila. Nou maar hoekom sal ek nou vir Antie staan en lieg? Aan Sheila?
Middag aan. Jy was lanklaas hier. Ek is maar besig, maar toe ek hoor Toffie was onder 'n bus en toe wil ek net kom hoor hoe dit gaan. Hy het glo baie seer gekry. En by wie hoor jy dit? By Donovan Beetge. Hy was glo buite die ongeluk gebeur het. En jy glo hom? Hoekom sal ek nie? Kyk. As jy 26 jaar met 'n man getroud is, dan kan jy lieg in sy stem hoor. Maar Donovan sê vir my Manhan, ek ken hulle. Almal lieg saam. Laaste Toffie hier aankom met 'n hand wat nie behoorlik kan toemaak nie en die ene rowe op sy kneukels en 'n oopgeslaane oog. Het hy vertel, hy het op 'n ding geval. As ek nie toevallig by die polisie gehoor het dat hy aangekla is vir aanranding en hof toe gegaan het om te hoor hoe Joop Bosman hom loslieg vir selfverdediging nie, sou ek nooit geweet het wat aangegaan het nie. Ek glo nie die storie van die bus. Ai Sheila, hy is daarom jou man. En Donovan sê vir my sy been en sy bladbeen en sy helfte van sy ribbetjies en sy linkerarm almal mors af. En Donovan sê hulle moes sy gorrel las. Sy gorrel las. Die vark praat en sluk dan of hy betaal word gorrel las. Waar in jou lewe het jy sulke kaf gehoor en jy glo dit? Jy kan ons met 'n stok voel die vent lieg. Kan ek vir Toffie gaan groet? Is hy by? Nee, sy kamer is nie aan die kant nie. Jy praat so van sy kamer, slaap julle dan nie meer in een kamer nie. Luister nou mooi. As jy dink jy kan kom vis oor die stand van ons huwelik, dan klop jy aan die verkeerde deur. Ai Sheila, ek sal mos nou nooit so iets Nee, Han, jy sal nie. Jy sal vir Toffie kom kuier wanneer ek die naweek by die kongres is. Ek wil nou nie inmeng nie, maar sal iemand daarom vir hom sorg? Ek bedoel as jy by die kongres is, hy kan mos nie alleenig regkom die siel nie. Daai Donovan van julle kan die ouete huise oorskiet kos vir hom kon voer soos hy altyd met die hond gemaak het wanneer ons weggaan. Maar Sheila, jy kan mos nie vir Toffie se hond laat voer nie. Dis nie hondekos nie, dis ouete huiskos. En nou moet jy my verskoon, ek moet sy kamer regmaak vir sy berading voor dokter Basie kom. Wil jy tog nie vir Toffie in sy toestand laat beraad nie? Dis deel van sy spening. Spening? Ek gaan vir Toffie speen van elke slegte gewoonte en hy sal vir berading gaan of hy nou wil of nie. En as hy nie vrywillig vir berading wil gaan nie, dan sal hy nou beraad word waar hy nie sy alie kan roer nie. En nooi sy my nie in nie. Sy gooi die hele wêreld nat en praat met my asof ek iets by die voordeur wou kom verkoop het. En dis toe dat die speen storie uitkom. Daai vrou het mal geword, sê ek jou. As jy mal raak van my eie regverdiging, dan vlieg jou verstand by die agterdeur uit. Wat dit van my af. Wat is hy gesê van die speenery? Van wat? Ek bedoel, sou die drank wees. Maar die apart slapery seker ander goed ook. Jy weet, ou skroef, ek is nie 'n nuuskierige mens nie. Maar ek sal daarom wat wou gee om 'n vlieg aan die muur te wees by Toffie se berading. Jy sê. Meneer Haasbroek. Obsessiewe gedragspatrone en verslawing moet aangespreek word en betydse optrede is belangrik. Want ek sien jou bek roer, maar ek hoor nie 'n donderse woord wat jy sê nie. Kry dit in jou kop. Sonder my ore is ek soos 'n draadloos. Ek kan praat, maar daar kan nie met my teruggepraat word nie. So hou jou bek en loop. Ek wil nie deur jou beraad word nie. As jy die groot beraad in jou het, loop beraad my vrou of praat donders wel harder. Ek sê, obsessiewe gedragspatrone is gevaarlike fenomene. U vrou is van mening dat u berading benodig vir u obsessiewe gedrag. Wat die hel is dit? Wanneer jy net aan een ding kan dink. Is Sheila nou heeltemal teen seks? Kyk waar slaap ek al, in 'n dooie hond se plek, soos 'n blerrie hond. Nee, dit gaan oor rugby en die cheetahs. Dan wat is daarmee verkeerd? Is dit erg, sê sy. Jou hele lewe hang van die spul af, sê sy. Damn it, kyk waar het jy my al met jou beradery, dom donner. Seker ou Basie se kar. Loop voor Donovan, die vrou hou nie van my nie. Slaan sal sy seker nie slaan nie aan damme.
En nou sit jy hier met jou ywerige oogies soos 'n paaktelbron in paartyd en probeer my huwelik nog verder opvoeder. Wie wat doen jy? Jy neek alles op. Elke mens wat nog ooit in jou paraat is geskei. Dis wat jy werd is. Onmensaai, dis wat jy werd is. Is jy wat gemaak het, wat my vrou met haar speenery begin? Is jy wat my uit my eie bed in my ouma se hol single bed in beraad het? Is jy wat my vrou opsteek teen die cheetahs en die een of twee ou biertjies wat ek drink? Maar is jou vrou wat gevra het dat ek moet kom? Nou maar ek sê nou vir jou, hou jou bek Ed of. Jy is nie 'n dokter se gat nie. Almal weet, behalwe een of twee mal vroumense, dat jy matriek 2 keer gedop het, en toe is jy hier weg en ergens gaan rond lê, en toe hy terugkom, toe is hy 'n dokter, met gekoopte sertifikate. Ek is gekwalifiseer, hoog, te hoog vir jou soort om te verstaan. Ek sê nou vir jou, ek gaan hier opstaan, Boetie, en dan gaan ek vir jou roer, want jy het my hele lewe kom omvergooi met jou voorpratery van my vrou. Ek lê vandag hier, omdat ek deur 3 groot ouens betrek is oor 'n onreg. Maar ek sê nou vir jou, ek gaan hier opstaan en dan gaan ek hy praatry uit jou uitmoer. Ek dog dit was 'n bus. Bus se moer. Hulle het my gebreek. Hulle het my gesteel, maar ek gaan hier opstaan. Boetie, dan kom ek vir jou. Dreig jy my? Ja. Loop kry jou geld by Sheila, want by my kry jy niks. En dan gaan ek jou nekkie vir jou knak, net bokant jou stuitjie. Ek moes nooit gekom het nie. Jy's erger as wat jou vrou sê. Dokter Basie. Dokter Basie, wag. Wat maak julle hier? Dokter Basie. Ek was nog nooit in my lewe so beledig en gevloek nie. Nie eers deur my ergste maniese pasiënt nie. Ek is so jammer, Dokter Basie, maar nou kan jy sien wat ek moet deurmaak. Arme vrou. Ek kan sien my rekening is dubbel, oor ek moet huisbesoek doen. Ek kry net my handsak. En nou word ek gespeen. Met daai semi gaan ek bloem toe, come hello, high water, al moet julle my dra, Donovan. Jy gaan nie rugby toe nie, en julle moet nou liewer gaan. Ons het net kom help met toffie. Kyk, ek het genoeg gehad vir vandag, en vat julle kos saam, ek sal hom voer. Lyk my jou rugby is af, toffie. Ek gaan. Joop sal my vat. Hy sal nie, oom. Hy het gesê hy's klaar met oom. Ek sal gaan. Sheila, hierdie speenery gaan jou huwelik kos. Toffie sal gaan, al moet hy so toe kruip. Dan moet hy maar. Ek sal sorg dat hy van die wedstryd nie eers kan weet nie. Hier is my notisie. As jy dink ek kan hom nie keer nie, alles is al gedoen. Dis vreeslik. Sy foontjie, die TV, sy radiootjie, die motorsleutels en sy kaartjie, alles. Die man is in die tronk, weet hierdie vrou wat doen sy? Nee, jong, sy sal nie weet nie. Egskeidings kom ons maar altyd van niks af. Dis moord, wel dit van my af. Nee, ja, ons moet maar Saterdag sien, as sy kongres toe is en Toffie is op sy eie. Ek kan aan my waters voel, dit gaan iets ysliks wees. Hierdie mense is nie meer hulle self nie. Bandjieswinkel, ek kom 'n nuwe kinkel. Van die dinge gebeur, skoppel my heen en weer. 'n Malle meule van die lewe is 'n bandjieswinkel. Ek hoor die randjies rinkel. Is dit later goud of dat my behoud, as ek elke keer maar weer 'n behoorlike les leer. Alle soorte, vanuit alle oorde,
Elke kleur en geur, elke vent of meneer maak een of ander tyd te draai by die pandjieswinkel. Veroorsaak nog 'n kinkel. Is dit klatergoud of dalk jou behoud as jy elke keer maar weer te staan kom voor die pandjieswinkel. Die pandjieswinkel van die lewe. Die pandjieswinkel van die lewe.